kyk, die wolkies stamp hulle koppe teen mekaar. Kan jy dit hoor? En nou gaan hulle begin huil. Dit het so half opgebou in my. En toe ek skool verlaat, toe bars alles los. My gulp is oop. Dit Ek asof sal weer jy daar tone. Jy beter kyk of jy iets sien. Ek was so kak vanaand. Dan kom die regisseur sê, dis wat ek wil hê, dis presies reg. Dis 'n baie interessante vraag. Niemand het my dit nog ooit gevra nie. Toe ek op die verhoog kom, het die kinders gelê van die lag. Ek wou in trane uitbars. Wat doen ons hier? Ja. Jy weet, wat is ons doel? So ek dink nie ek gaan aftree nie. Ek is nie spyt oor enige iets nie. Mens kan nie diep in jouself gelukkig wees as jy spyt is oor iets nie. Dit is vir my nou nog lekker om mense te laat lag. Hallo Toby. Hallo Emiel. Dit sal ons mekaar nou vir die eerste keer sien. Ja. Ons Jy net- het nie ouer geword nie. Regtig? Ja. Dankie jy ook hier. Wat ek kan onthou nie. Jo, dit voel nie so nie. Nee, self. Ek sien nie die ouderdom my getal en dan dink ek voel nie so oud nie. Ek Ja. voel baie jonger. Ja, ja. Dit is ja, Wag tot jy die 70 stryk, okay. dan Verleer dit meer. is alles half vreemd. Ons moet net vir die rekord sê, dit is vandag die warmste dag in die Kaap. Dis waar ons nou is. Dit is, ek dink op die oomblik 39 grade buite, Ja. 40. En gister was warmer, was dit nie? Ek dink vandag is die warmer een. Of was dit is gister? O, ja. Ek weet nie. Is Dis die warmste nog ooit. regtig. Ja. Ja, ek glo wow. Voor Jan vir die bekkie aangekom het. Ja, ons weet net tot dan. Ja, ja. Hulle het nie opnames toe gemaak. Kan jy vir my sê wat is een van jou vroegste soos childhood memories? Iets wat Ek het nou die dag opkom. vir ek bly by Annelisa terwyl ons nou repeteer. Ja. En toe het ek vir haar vertel, ons het gepraat van donderstorms en sy sê daar was so ruk gelede was daar Ja, nee. donder en bliksem en goeters Ja. wat jy nie gewoond is in die Kaap nie. Ja, ek kom ook van Johannesburg, so ek verlang na donderstorm. Ja, ek ook, ja. Ja. Ek kan onthou, ek weet nie hoe oud ek was nie, maar ek kan onthou dat my ma my vasgehou het op haar arm en vir my gesê het, kyk, die wolkies stamp hulle koppe teen mekaar. Kan jy dit hoor? En nou gaan hulle begin huil. Wow. Ja, ek onthou dit so goed. En van toe af is ek mal oor donderstorms. Ja. Selfs nou nog my kat hou ook van donderstorms. O. Vreemd, hy's glad nie bang nie. O, En ons ja. gaan staan buite op die stoep en kyk na alles. Dit is Nee, te sê. dierbaar, ja. Ja. Gewoonlik is hulle ons skrikkerig, veral die honde. Ja. Dis en so jy is gebore in Germiston as ek dit reg het. Ja. Ja. En nie in die ja. dorp nie. Was 'n bietjie. Bietjie uit. Ja, want daai Ja. tyd was ook nou is dit net een so ek was in Edenvale gebore en in Germiston groot geword. Ja. O, Ja, my Ja. hele laerskool. waar het jy gebly? Ons het in die buurt van Sunny Ridge gebly, Sunny Rock. Ja. Dit so Primrose se kant toe. Was Ja, so ek laers- het in Primrose Heuwel groot, Primrose Hill groot. ja. Ja. Ek het daar met my fiets rondgery en was in die laerskool die Ek president. het jou nie gesien nie. Wonder hoe kom. Ja, ek het jou ook gesien. Ja, sê, okay, so daar gebore en groot geword, laerskool gegaan. Watter skool? Wat skool was ek? In laerskool die president. O ja. Ja, ek weet nie. Dit het bestaan in my dae. Ons het sport gedoen teen hulle. Ja. Okay, en wat so laerskool was jy? Môre lig. En so op die grens van Primrose Hill en Witchwood. O ja. Ek sien. Ja. En ek was my hoërskool was Vryburger hoër. Rarig.
Yes. Ja, My- ek ken dit goed. my Ja, ek weet broer- presies waar is. Ja, Wel, net oor die Fishershiel, ja, oor die bultjie. oor Ja. die bultjie en dan. Ja. My Genade. broer moes weermag toe gaan en toe het hulle my gulp is oop. Dit Ek asof sal weer jy daar tone. Jy beter kyk of jy iets sien nie. My broer moes weermag toe gaan en toe een of ander plek, ek dink ons was met vakansie en hy moes gaan aanmeld by 'n polisiestasie. En toe hy vir die polisieman sê hy was op Vryburger hoor, want hy het ook sin toe gegaan. Toe die polisieman hom byna doodgelag oor die naam. Want hy moes Ami toe gaan, Dit is nie meer 'n Vryburger. Vryburger. Ja, daar's iets fout daar erns. Ek dink ek glo die skool bestaan nog. Dit Ja, is- ja. Ja. Ek ry gereeld daar verby. Okay. Bly jy My dan suster, my Jy suster bly nog in daai omgewing. Okay. Jessie. Dis my fascinating klein die wêreld is en Ja. hoe ja, toevallig nou presies waar ek my fiets Ja, dit is, rondgery het ja. en En is naby waar Charlize groot geword het. ja, hier is so jy weet, jy kan 'n bus vat en dan gaan jy daar Ja. ja, dis 'n kern van talent daar. As ek net soms so kan sê. Die sterre het iets daar gedoen. En sê vir my by soos in jou ouer huis en goeters as daar musiek en waar die blootstelling gekom aan jy weet aan performing en goed. Dit staan as jy as kind so op die koffietafel gedans of iets soos dit. My ouers was albei musikante, Okay. maar redelik amateur. My ma het viool gespeel en klavier gespeel en sy was baie goed. So. My ouma wou haar oorsee stuur om te studeer. Duitsland toe. En toe het sy verlief geraak en met my pa getrou en toe het al daai geld het in die trousseau ingegaan. Ja. Toe het sy nooit die kans gekry nie en toe het sy kort daarna het sy geval en haar arm gebreek en hulle het 'n gemors gemaak van die operasie en sy Ag nee. het haar lewe lank pyn gehad en dis die arm wat die O, snare ja. druk. Oh, shame. So toe kan sy nie Ja. meer eintlik speel Sy nie. het wonder, ek onthou dat ek moes 8 uur was my cut-off tyd. Ligte uit. Ek moes in die bed wees 8 uur. Okay. En dan het ek hulle het dikwels konserte gehou in die huis. En dan het ek in die bed gelê en geluister die musiek het so. Oh wow. Ja, Ah, dis So ek het- magical. baie met musiek aan die slaap geraak. Sjoe. So dit het Lewendige my musiek, jessie. onderbewuste Ja. En geaffekteer. wat se tipe musiek sal hulle dan gespeel het? Sien jy? Wat se tipe musiek sou hulle dan gespeel het? Klassiek. Ja, Ja, altyd soos- klassiek ons het maar. Ek het later van tyd eers my 20's het ek in alternatiewe musieke begin belangstel. Okay. Ja, want jy het self klavier gespeel. Ek het klavier speel. My ouma was 'n klavieronderwyseres. Okay. Ek by my ouma geleer en toe later sy het gevoel sy is nie meer goed genoeg nie en toe toe Okay. by 'n onderwyseres met die naam Bridget Wild studeer in Johannesburg. En haar fooie onthou ek was 'n guinea 'n les. 'n Guinea was destyds 1 pond 1 shilling. Ja. So dit was R2. 'n Guinea was 2 pond, ja. En 'n pond was in daai daar basies R2. Ja. So dit was R4.20 Ja. vir 'n les. En dit was baie duur. O, okay. My ouma het vir my betaal. Okay. Sy het meer geld gehad as my ouers. Ja. En dis- toe ek na dit het ek na Esther Beukes gegaan vir musieklesse. En sy was die ma van Gina Beukes
wat 'n wêreldbekende violist geword het. Sure. En Wessel Beukes is 'n cellist, hulle Abuti. Hy is in die Ooste erns op die oomblik, speel in 'n orkes. En 'n klein boetie is Jean Beukes. Hulle almal, die hele familie is verskriklik musikaal. Sure. Doen slaginstrumente Ja. op movies en so. Oh, wow. Okay. Hulle is baie kreatief. En is dit van jou ouers wat gespeel het dat jy ook besluit dat jy wil leer klavier speel of was dit maar Hulle iets wat daar was nie 'n keuse vir my nie. O Weet ek ja, het- Dit het maar net gebeur. ja. En ek was talentvol, so. O ja. En speel jy nog? Ja, nog vandag. Ja. Want Annelisa speel ook. Ja, Annelisa speel baie mooi. Is dit? Maar ons sukkel. Annelisa het baie Die arthritis. ja, artritis na vingers en ek het kyk hierdie ding. Daar groei uit 'n vreeslike snaakse naam wat ek nooit kan onthou nie. Die dokter het gesê dis oor erflik. O. Dis 'n genetiese ding. Ah. En op die einde krul jou vingers so op. O. En hulle kan 'n operasie doen, maar dit vat lank om te genees en hy het vir my gesê dit gaan weer terugkom. Toe dink ek, ek wil nie geld mors nie. Ek gaan maar ophou klavier speel. Ek kan nie meer vye Ja. akkoorde speel nie. O. Dis jammer. So toe het jy op laerskool al Ekskuus, Ja. sê. Ja, ek het toe by Hester Beukes het toe besluit toe ek haar student was, ek was 'n goeie student van haar, het sy besluit ek kan begin les gee by haar skool. O. En En hoe oud toe is het jy ek- toe? Was dit al 20, O, okay. 1920. Het jy van laerskool af al die klavier? Wanneer het jou ouma Ja, jou ja. begin leer? Ek was 6 toe ek begin het. Okay. Okay, so is 'n lekker Ja. lang. Ja. Ja. En jy het dit geniet. Baie. Ja. Ja, dit was my baie lekker. Ja. En weet jy, ek het 'n man het haar gekontak oor klasse in Katlehong wat ja. die lokasie was Hmm. in naby Germiston. Ja. En toe het sy vir my gevra of ek dit sal doen. Ek gesê ja. Ja. En ek moes in daai dae moes jy 'n pas hê om O, in in die die gebied in die te gaan. in Katlehong in te gaan Ja. in die aand. Sure. Maar dan die En aand ek gaan. het 9 studente in Katlehong gehad Yes, see. wat hulle het gevarieer van baie goed Ja. tot nogal baie sleg ook. Begin. Ja. Yes, see. Okay. Ek wens dikwels ek kan teruggaan soontoe en kyk wat met hulle gebeur het en Ja, jy weet of Hulle hulle aangehou. verder gekom het. Ja. Ja. Vriendelike, liewe mense. Ja. In daai dae, want jy weet swart mense en wit mense nie baie Ja. gemeng nie. Ja. Dit was vir my 'n wonderlike ervaring. Ja. Sure. Dit is en op laerskool en goed. So ja, die drama ding het eintlik eers gekom toe jy al klaar was met skool. Emil, weet jy wat het gebeur? Na skool het 'n ou skoolvriend van my gesê hy wil my neem na 'n teaterstuk waar 'n vriend van hom was, George Balot. Okay. En my ouers het my nooit teater toe geneem nie behalwe musiekkonserte en ballette en operas. Okay. Maar ek het nooit 'n toneelstuk gesien nie. En hierdie toneelstuk se naam was Jack and the Turtle Doves. Dit was vir kinders. Okay. Maar voor pouse het Jack 'n magic potion gedrink en daar was 'n ontploffing op die verhoog en die gordyn het afgekom. En toe na pouse toe gaan die gordyn op, toe is al die meubels so groot. Okay. So Jack het klein geword. ja. Amper En ek so. het gedink, wow, dis fantasties dat mens so met mense se koppe kan smokkel. Jy Ja. weet dit het vir my 'n nuwe wêreld oopgemaak. Ja. Ek gedink, dis wat ek wil doen. Okay. My ouers het gedink ek gaan BMus studeer. Ja.
toe het ek vir hulle gesê, ek het verander. Ek het sonder om vir hulle te sê, het ek geskryf B-drama Okay, op by die aansoek. Pretoria Universiteit. Ja. En toe vir hulle gaan sê, toe sê hulle, okay. Okay. Ek het wonderlike ouers gehad. Dis great. Ek het ook by Pretoria, O, Universiteit Pretoria, wie was jou geswat. lektore? Estel Zeeman O, was nog daar toe ek Aubrey Leroux. ja. Ja. Dit wat ek nou kan onthou. Ja, ek het ek dink nie ek het vir Estel ontmoet nie, maar ek het vir Aubrey geken. Ek was 1968 daar. 69, 70. Ek het 71 klaar gemaak. Ek het 72 begin werk. Okay. Voor ons aangaan daar, maar nog 'n bietjie met jy gesels oor die so op skool, het jy musiek as vak gehad of was daar nie sulke Nee. dinge of drama of so iets Op nie? Vryburger was daar nie Ja. musiekkursus Ja, nie. en as steeds wits en goeders was dit 'n Ja. ding het jy as steeds wat gedoen. Ja. Ja. Juist, mense is altyd so, ek was seker die mees angsbevange as dit kom by Estate, veral om te sing. En kyk nou vir jou. Ja, Nee, sing maak ons- my nog steeds. Ja, het jy musiek gedoen op Estate of ook Ja. so 'n bietjie gediggies gedoen of glad nie daai? Ek het so nou, ek weet ek moes 'n orkes op laerskool moes ek 'n orkesie dirigeer vir konserte en so aan, en ek het versies opgesê. Ek was baie goed daarmee. Het hulle vir my gesê. En toe op hoërskool, ekskuus tog, baie minder gedoen. Op hoërskool was daar nie vreeslik tyd nie en musiek moes so half bietjie agterweë bly. O, is maar van skoolwerk. Ja, En jy sport. en hulle het ook nie belang gestel in die kunste nie. O ja. Daar was 'n kunsklas, maar nie drama of so iets nie. Ja. En toe dit alles teruggekom. Ek dink dit het so half opgebou in my. En toe ek skool verlaat, toe Ja. bars alles los. Ja. En daar gaan Wat lekker was. ja. En toe gaan studeer jy drama by Universiteit Pretoria. Ja. En die drama kursus was ons het produksies gedoen, so ek het Ja. kans gekry om toneel te speel. Maar daar was nie vreeslik baie fisiese ervaring nie. Dit was Ja. meer 'n akademiese kursus, Ja, jy weet. ek het dit ook so ervaar, ja. Mm, So mense moes maar as hulle 'n produksie doen, ja. gaan nou die sien nou maar en dan hoop jy kry nou 'n Ja, rol en dan ja. ja, so dit was Ek het maar ook die baie agter die vroeg gewerk, die vroeg gevee. ja. Ek het nooit beligting gedoen nie, maar ek het kostuums help maak. Ek weet, Jessie. toe ek vir Truk begin werk het ons ook baie nee, weet jy, ek jok, dus Niels Hansen het na die universiteit toe gekom toe ek nog 'n student was en gevra of hy het 'n produksie gedoen van Madame Butterfly, Okay, die opera. Mm. En hy het gevra of ons vir hom 2 kersiebome sal bou. Okay. En ons het toe 2 Die bloeiseltjies. groot, ja, ons het al die bloeiseltjies met die hand gemaak, vasgebind. wow. En waar het hulle dit Mooi opgevoer? In die Die Staatsteater. Staatsteater was toe nuut. Jessie. So. Okay, so ja, ek moet sê die Universiteit Pretoria selfe ervaring, maar ek het dit baie waardeer die akademiese kant toe. Dit was vir my baie stimulerend. Ja. En dan ja, jy moes maar net ek het ook weet jy of jy vir Pieter Brandt geken het? Nee, Okay. maar ek het baie van hom gehoor. Ja, hy was ook Ja. lektor daar toe. Hy het toe Soekhoffs toe gegaan of Universiteit van die Vrystaat. O, okay. Ja. En toe jy nou klaar is met so daai tyd, dit was nou het jy gesê laat 60s.
Ja, toe was daar nou soos die streeksrade en goed. So Ja, dis reg. ja, maar was dit 'n moeilike, jy weet, ek onthou soos in ons 3de jaar dan nooi hulle nou agente en die onderliggende gesprekke soos niemand gaan 'n agent kry en daar is nie. Was al daai tipe van 'n hoe het jy ingekom by so streeksraad? Agente het nie bestaan nie. Ja. Die bedryf was te klein. Mm. En oor die streeksrade dink ek dit was die enigste uitlaatklep vir akteurs. Ja. Die Engelse bedryf het bietjie by die streeksrade Ja. bestaan, maar nie baie nie. Maar Afrikaans het net by die streeksrade bestaan. Ja. En Ja, dit was voor TV nog 'n ding was. Ja. TV die nee, 72. TV het eers in 76 begin. ja, okay. Ja. Toe was ek al professioneel geweest. Ja. Ja, en ons die universiteit het die hoofde van die streeksrade genooi om na audisies te kom kyk. En natuurlik ook audisie. Ja. Ons noem dit ons daai tyd toe ek al was, het dit nog steeds audisies genoem. Ja. Met hulle stukke bymekaar gesit uit en dan Ja. het jy nou 'n kans gekry. Ja. Ons moes ook individueel en dan die lektore het jou gelos dat jy dit alles self moes doen. Wow. Jy weet. Okay. So ek het 'n stuk gekry van 'n Fransman wie se naam ek nou nie kan onthou nie. En die naam van die stuk was Noag Okay. en dit was die storie van Noag. Ja. Vreeslike mooi teks Ja. wat ek nie self vertaal het nie. Dit iemand het dit in Engels vertaal en ek het dit in Afrikaans vertaal. Okay. En dit was half 'n komedie, maar met baie hart. Ja. En Noag het dikwels gepraat met diere, Mm. jy weet, en so dit was regtig interessant. Ja, so Oor die monoloog. probleme met al die diere en so. Ja. 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 Ja, dit was 'n monoloog. Okay. En ja, ek wil by aansluit met die komedie. Het jy op universiteit al gevoel dat jy daarin te leen? Was dit iets wat iemand van buite af vir jou gesê het, dit is jou sterkpunte of hoe dit Ja, ek dink die lektore het my so half so moet in daai rigting, jy weet, vir my hulle het my nie Hamlet laat speel nie. Ja. So ek het dit nooit besef nie, want my begeerte was om ernstiger rolle te speel. Ek weet nie hoekom jong akteurs so graag ernstige goed wil speel Ja, nie. I mean, ek was dieselfde. Is dit? Ja. Ek wil baie graag die groot, ernstige, swaar. Maar jy's Rolle. nie maar en het nie 'n lang kakebeen en snaakse oë nie. Verlang, lank en maar en Ja. ek het groot bakore gehad. Is En dit? toe hulle een van my lektore op universiteit het gesê ek moet dit laat sny want ek gaan altyd comedic parte met speel. Ja. En ek was baie geskok toe hulle dit vir my O, sê. Ja, maar ja, En het jy dit toe laat doen? ek het toe ja. O. My ouers gevra en my pa was soos ja. Ek kon sommer jou neus ook laat regmaak. Dis ek sê my neus is fyn. Niks met jou neus verkeerd, ja. Ja, nee, grap. Ja, en toe maar dis snaaks na dit het ek nog steeds nie dis leading man skielik geword nie. Ek het maar 'n Ja. ons skep maar 'n bietjie awkwardness aan my wat leen tot komedie. Maar ek dink ook dit is 'n gift obviously met jou spesifiek van nie alle akteurs het so goeie aanvoeling van komedie nie. Ja. I have a question for you. What does it take to make a good podcast? Guests? Likes? Yeah, sure. But none of that is going to be any good if you don't have good sound. But we have good sound thanks to Bosna's Music Store, who gave us these beauties to record with, makes it sound as great as it does. So check them out. And while I've got you, please like and subscribe if you don't want to miss another episode. And
it will help us make more content for you. Let's get back to the episode. Wat met my gebeur het, ek het die eerste jaar het Manny Manham was die hoof van Truk gewees en Frans van Swart was die hoofregisseur. En hulle het my die rol van 'n boodskapper in Macbeth gegee Okay. wat na die skole getoer het, 'n verkorte weergawe. En toe ek op die verhoog kom, het die kinders gelê van die lag. En ek het 'n baie ernstige boodskap gehad. Maar hulle het vir my notas gegee en ek het dit probeer regmaak en so, maar hulle het by elke skool het hulle so gelag. Genade. En toe ek wou in trane uitbars. En toe het ek vir my nie gesê ek koop nie daarmee nie want ek weet nie wat ek doen nie. Ja. Toe het hy gesê toe maar ons sal jou in 'n komedierol sit. Okay. So ek het toe nie verder skoolprogramme gedoen nie. Ja. Ek het direk gegaan na toe het hulle eers my in The Fantastics is 'n musiekblyspel. Toe sê hulle vir my jy's in The Fantastics. Jy gaan 'n bietjie klavier speel. Toe dink ek, o, lekker. Soos Ja, dit kan Chekhov speel ek ietsie en dan skiet ek myself dood of iets ernstigs. Ja. En toe toe ek net die begeleier. O. Toe die hele ek het op die verhoog gesit en klavier gespeel. Dis al. O. En jy hoef nie reg Maar in baie karakter baie te wees werk. of iets. Jy weet dit was vreeslik baie werk om 'n hele show uit jou kop uit te probeer leer. Ja. Was dit 'n musical? So jy al die musiek en was net klavier. Dis geskryf vir klavier en harp. O. Toe sê hulle ons kan nie 'n harp bekostig nie. Kan jy maar die harp tussenin nie 'n harp nie, want hulle kon nie harp. Jy weet 'n harp is baie duur instrument. Sê hulle werk dit soms in op die klavier. So ek het so 'n paar glissandos en jy weet. Ja. Okay. Ja. So jy het basically die hele score gespeel van begin tot einde. Wel, ek moes dit maar aanpas. Ja. Jy weet. Daar was goed wat vir my te moeilik was. Ja. Ek was 'n beginner, 'n jong persoon, jy weet. Ja. Maar die show het lank getoer. Okay. Dit was baie suksesvol. Okay. En jy was die pianis al die pad. Ja. En toe daarna het ek begin komiese rolle kry. Okay. En het jy dit geniet om die komiese rolle toe te speel of was Baie. Dit was baie lekker. Is vir my nou nog lekker om mense te laat lag. Ja. Jy weet, dit is so. Ek sê altyd vir mense dit voel as jy nou eers 'n komedie lank gedoen het en jy's half op outomaties. Ja, hy's nou so in. Jy kan onttrek van die emosionele ding wat jy doen. Dan sien jy hoe daar's so 'n golf van energie wat so oor jou spoel. En dit is 'n fantastiese gevoel van die gehoor af. Ja. Dit is regtig feed wonderlik. van daai. Het jy dit ooit gevoel? Nee, ek weet nie. Dalk is ek. Praat jy spesifiek van dis hulle reaksie of die As jy iets gedoen het en jy gehoor lag. Yes. Ja. Ek het die professor gespeel in Hardloop Dominee, so klug wat Shireen Swart gedirek het. En een van die dele daar's 'n oorlogsprisoenier wat instorm en dan skarrie ek nou daar agter die bank in en val plat. Maar ek's nou 'n professor, so ek's nou hierdie ouerige vreeslik. Dan moes ek agter die bank uitkruip. Ja. Jy weet tot jou kop nou en my kop so uitsteek om nou te kyk waar die oorlogsprisoenier is. Maar as jou kop daar by die bank, dan kyk jy eye level reguit in die audience soos jy verhoog nou. Ja. Maar ek het die eerste show het hulle self pap gelag. Soos uitbars van lag. So draak my kop nou aan. En dit was Is dit nie so wonderlik lekker. nie? Ja, dit presies. Ek verstaan daai gevoel van asof jy nou soos 'n dirigent 'n noot aangewys het en die klank kom. Ja. Ja, dit is Ek het in die
Breitenberg, het jy in die Breitenberg gewerk ooit? In Pretoria, Nee. in Sunnyside. Nee. Dis voor jou tyd. Dit was 'n klein 300 sitplek teatertjie en dit was baie mooi. Ek dink hy bestaan nog, maar dit het behoort aan 'n skool. O, okay. Ek het Later. al van dit gehoor. En ek het baie dae gespeel en hulle die green room vir die akteurs. As die kamera die gehoor is en die verhoog was hier aan hierdie kant 'n dubbel deur met gordyne en agter die deur was die kunstenaar se green room. So ons daar gesit en ons mag nie hard gepraat het of iets nie want dit was so naby die gehoor. jy Ja, weet. ja. Dan het ek die deure oopgemaak en deur die gordyne geloer en ek kon die eerste 5 rye mense so sien sit wat soontoe na die verhoog kyk. En hulle het almal altyd so hulle het almal gooi hulle hande so in die Ja, lug en dan so al Mexican hulle so way. vorentoe. Dit is baie snaaks. Ja. Ja. En dan's die komedie op die verhoog is dan nie meer soos nou ons raak gewoond daaraan, jy weet. Dan Ja. is die gehoor snaaks. Ja. Ons lag vir hulle lag vir ons. Ja. Ja, dit is ja, nie alle akteurs het die wat sê aandag. Want komedie is eintlik maar iets wat jy speel nie om snaaks te wees nie, jy speel dit van 'n ware plek af, Ja. né? As ek nou reg is. Dis 'n probleem om vir akteurs, jong akteurs te verduidelik dat jy nie moet weet jy snaaks nie. Daar's ja. Een van my lektore was Anna Neteling-Pool. Sy het vir ons gesê jy moet so klein emieltjie ontwikkel wat op jou skouers sit wat alles objektief bekyk. Okay. Hierdie emiel speel die rol, hierdie een sê vir jou wat om te doen. Okay. Hy is so En direk, ja. ja. So hierdie een mag nie weet hy snaaks nie. Hierdie een moenie dink jy snaaks nie, maar hy moet vir jou sê wat jy moet doen, want jy moet nog jou tydsberekening en so aan met die gehoor Ja, want dit is moet reg wees. tegnies, ja. né? Die ritme en die Ja. Ek het baie lank klugte gedoen. okay. In Afrikaans en ook vir Pieter Toerien in Engels. En dis pret. Baie groot pret, ja. Maar dis 'n baie tegniese jy moet die tegniek verstaan. Ja. Jy weet. So jy sê dat die musiek en klavier, jy weet in terme van tyds, dit het jou so gehelp om daai timing Baie. te kon ja. vang. Ja. Ek dink dit help jou baie om musikaal te wees en Ja. musikaal te dink ook. Ja, want dit is amper soos 'n orkestra of like 'n stuk musiek wat Ja. die beats en Rex Garner was ons regisseur meeste van die tyd. En hy het gesê if the audience laughs from 12:30 to 12 and it goes beyond, you must come in with your next line at 12:10. okay. So jy moet nie wag tot hulle heeltemal uitgelag is nie. Voor die golf. Sodat moet ja. hom- Ja. En dan moet jy met energie inkom sodat hulle stil bly om jou te kan hoor. Yes. So vat jy die energie, die fokus terug. Het is moeilik om dit vir jong akteurs te verduidelik. Ja, dit is Maar ek wil vreeslik graag nou begin klas gee, okay. veral in klug. Want ek het dit so lank gedoen en dit kom so half natuurlik vir my. Ja, yes, fantasties. Maar daar word nie meer klugte gedoen nie. Dit is baie min. Dit was een van die goed wat vir my seker die meeste pret was om te doen, om klug. Sê ook net, ek meen dit is groot, soos jy nou. Ja. Weet, maar daar is tog 'n kern waarheid en 'n Ja, die akteur moet dit anker in realiteit. Ja. Jy weet jy kan nie net vals toneel speel nie. Ja.
Rex Klander weer eens het vir ons gesê, farce is real acting in an unreal situation. Yes. And comedy is unreal acting in a real situation. Okay. Dis interessant. né? Ja, dis baie interessant. Ja. En is die oorgang vir jou na dan op film te gewerk het en daai was dit maar so dieselfde ek sê die tegniek of obviously dit raak nou kleiner en goed, maar die komedie het so maar saam met jou gegaan in daai rolle in ook. Ja. Voor televisie begin het in 76 het ek 'n paar flieks gemaak. Ja. En toe moes ek, en jy weet, hulle het vir my gesê, onthou, daai skerm is so groot. Ja. Dan moet jy baie eerliker speel. Jy Ja. moet alles meer intern doen. Ja. Want ek het geleer om jou emosies uiterlik te speel. Ja. Nie vals te speel nie, Ja. maar uiting te gee. Ja. En as jy in 'n fliek werk, moet jy eerder alles inhou. Ja. Dis beter om te lyk asof jy wil huil as om te huil. Ja. Ja, dit is ook een van die goed wat ek baie so Ja. aansluit met jonger akteurs is Ja. daai ja, so vir 'n lus vir smart en ek Ja. gaan huil en dan gaan hulle nou dink ek's fantasties. Dis nie. Ja, dis 'n baie groter kuns Hmm. om nie te huil nie, maar dit oor te dra. Ja, dat die Jou gehoor, pyn oor te dra, ja. die gehoor moet huil Ja. as hy reg is. Ja. Ek wil nou iets sê. Ek het Ag nee, nou kan ek nie onthou nie. Ek het nou 'n dad gestraik. Ek het ook 'n bietjie van dit is 'n baie warm dag en Gaan oor. later in Ja, die is dag. moeilik. Ja. Soos as mens oor die 70 is en word jou ek dink jy verloor 3 breinselle elke dag. Elke dag. Ja, en dan as dit so 'n warm dag is dan verloor jy sommer 30. Klein self. En hulle kom nie weer terug nie. Alles. Ja. Pelile. Ja, maar ek voel ook soos ek ouer word, raak ek bietjie meer vergeetagtig en toe dink ek nou die dag aan seksies. Is dit nie net dalk omdat soos jy deur die jare gaan kry jy ongelooflik baie data en goeders. En naderhand jy het nie meer plek om al die goed te stoor nie. So sekere goed gaan begin Ja. asof jou brein amper dit kan curate en gaan vergeet maar van daai was die en dan word my so dan is ek vergeet. Ek dink nie jou brein kan vol word nie. Maar hy word so vol dat jy nie meer jou liasering Ja. proses is. Jy weet nie meer waarom daai goeters die laaie oop te maak nie. Ja, daar's soveel laai en goed. En ek kom agter op die verhoog. Dit het vanoggend met my gebeur in 'n repetisie. Dink ek as 'n lyn opkom dan ek moet dit onthou, ek moet ek weet nie, ek kan nie onthou wat ek gesê het nie, ek gaan dit vergeet en dan vergeet ek dit. Oh. Dis asof jy jouself kondisioneer. Ja. Jy weet. Dink jy dit Jy het so 'n moet- bietjie aan angstigheid te koppel? Ja, dit is beslis angstig. En jy moet eerder vir jouself sê, nee, ek moet net ontspan, dit gaan kom. Ja. Dit was vir my sit ek op Suidooster moet speel en hulle countdown. So jy ons ook nou baie CP ervaring as hulle dit so aftel. En going in one, dan begin ek wat is my eerste lyn? Ja. Maar dan dit was maar angsrespons ook. Ja. Kan jy is dit die enigste een wat jy gedoen het? Ek was op Suidooster en ek het 'n stint op Binnelanders ook gedoen. O. Ja. Maar jy was 'n reële ruk op Binnelanders. Ek was aan die Of was dit begin van Binnelanders toe hulle nog in die ou SAIK gebou het in 'n gebou geskiet het Okay. in Johannesburg. Ja. Het ek deelgeneem Auction daaraan. Park, ja.
En toe het hulle getrek na hulle nuwe gebou toe. Toe het ek so klomp jare gelede het ek 'n maand lank daarin gespeel. Okay. Maar ek het gesê nooit weer nie. Daai elke dag se woorde leer. Ja. Ja, Ek dis is Ek seker die mikrofoon het dit opgetel. dis dit helemaal. Ja, sien Ek water. het ook gewonder wat. Hier is 'n My skenier kat net. saamgebring. Ja, ek dit met Annalisa ook gepraat oor die CP en die medium. Dit is jy moet 'n lang asem hê. Dit is Ja. maar ek onthou jou karakter op en dan is goed en dit was altyd hierdie line wat jy gehad het wat gesê het feite anti-feite en dit is iets wat ons nog dis steeds reg, ja. by die huis my ma sê dit, ek sê dit. O. Dis iets wat gestik het. O, Ja. ja. Ek het dit vergeet. Feite anti-feite. Mm. Dit was nie ek kan nie sê dit was ooit vir my lekker nie, omdat jy nie die rol goed genoeg ken vir daai spesifieke episode. Ja. Jy kan nie terugsit en ontspan nie. Want Ja. dit is heeltyd woorde en bewegings, want jy moet op sekere lyne moet jy vir sekere plekke kyk en vir sekere mense en om alles net te onthou word jy gespanne en dit bly so effentjies artifisieel. Ja. Wat my betref. Omdat daar soveel tegnisie ook om is wat daar staan. En Ja. wag, dan sê jy Maar so, kyk, ek jy moet nie kan- nou iets verkeerd doen, nou gaan hulle gaan af. Ja. Gaan ons alweer. Maar dit gebeur in 'n fliek ook. Ja. Maar in 'n fliek, as jy 'n fout maak, kan jy sê, ag, ek sê jammer, kan ons weer gaan. Jy weet, so ek is baie meer ontspanne as ek 'n fliek maak. En maar sou jy sê daar's vir jou dis liewer vir teater of film of is dit vir my maar net? Dit was altyd liewer teater vir my, Ja. spesifiek oor daai aanklank met die gehoor, Ja. jy weet. Vir komedie het mens beslis 'n gehoor nodig. Ja. Terwyl as jy 'n fliek maak en dis komedie, moet jy dink waar gaan hulle lag of wat. Ja. En jy's afhanklik van hoe hulle die fliek redigeer. Ja. En jy moet ook onthou die redigering van die fliek doen sekere goed met jou emosie ook. Jy weet as hulle skielik sny na 'n close-up of 'n wyskoot of 'n panskoot of die kamera is glad nie eers op jou as jy 'n belangrike lyn het nie. Ja. Dan kan jy dit nie beheer nie. Ja. 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 Maar wat ek deesdae hou ek meer van fliek. Okay. Omdat ek sukkel om woorde te leer nou. En verhoog is gebeur van A tot Z. Ja. Terwyl 'n fliek gebeur van A tot B. En dis nie so moeilik nie. Ja. As jy nie by B kom dan gaan jy weer A toe gaan en weer by B. Ja, en die baie makliker, Ja. En 'n vraag wat ek wil vra is in daai oomblik wat jy daai terugvoer van jy het nou die line gesê en dit nou net mooi geland en jy kry die energie van die audience wat nou lag en goed. Is daar 'n tipe van 'n oomblik waar daar 'n bietjie van 'n ego ding kom van okay, ek het dit nou goed gedoen. Nou bou jy na die volgende een toe en dan doen jy dit jy oordoen dit dalk. Is daar so iets? Is dit 'n fyn draadjie wat jy moet Dit is 'n baie interessante vraag. Niemand het my dit nog ooit gevra nie. Ek dink nie die ego ding het ooit met my gebeur op die verhoog nie. Die oomblik as jy jouself in daai rigting vat, het jy klaar dit verloor. Ja. Jy weet, en jou tydsberekening is uit en alles. So ek het dit seker gedoen party keer. Want ek het al so baie gewerk. Ja. Baie tyd het verbygegaan. Ja.
Maar my ego-probleem het af van die vroeg gebeur. Okay. Jy weet, so ek dink, wow, dit was 'n goeie show. Dan kom Okay. die regisseur en sê, jy het baie foute gemaak vanaand, jy het dit gedoen. Jy weet, en 'n ander keer as jy dink, ek was so kak vanaand. Ja, Dan kom die regisseur sê, dis wat ek wil hê, dis presies reg. hoekom is dit ek ja, 100% deur dieselfde gegaan. Omdat jou oordeel van jouself afkom. Dit kom nie van daai jy kan jouself nooit van daai punt Ja. af sien nie. Ja, dis onmoontlik. Okay. Dis interessant. En dan leer jy om daai ego ding net te Ja. los. Ja, Liewers nie met jou ego te werk nie. ja. En op universiteit toe jy begin swat in goeters en begin leer dat jou craft goed is, was daar ook 'n oomblik wat jy gaan het, ja, hoe doen mense hierdie of hierdie werk nie of okay, I'm getting it now. Of was dit maar eintlik net 'n want jy sê toe jy op skool was en daai steeds vir sin goedjies opgesit het, mense vir jou gesê jy het goed gedoen. Was dit maar net iets wat jy ek gaan dit aan. Of was daar 'n oomblik wat jy Ja. kon gaan okay, now I know how to do this. Ja, nee, ek het pryse gewen en Ja. sertifikate en partykeer 'n beker of so, jy weet. Ja. Maar ek dink my ouers het nie vreeslike issue daarvan gemaak nie. Okay. So ek het ook gedink, ag, dis nie so wonderlik nie, ek moet net die volgende ding doen. Ja. Jy weet, Maar dis al beter en beter en beter word. goeie manier Ja. om dit te doen. Anders bou jy jou kind se ego of sy lewe gaan dan oor pryse wen Ja, ja. en nie Nie oor meer dit doen. hoe goed jy jou werk doen nie. Ja, en om het ook dit te geniet Mm. wat jy actually doen en nie Ja, jy weet die reaksie daarvan of die prys Ja. en dan van die dag kom dan wen jy nou nie die prys nie en dan dink jy ja, is ek my loopbaan sleg. is verby. ja. Maar jy het baie goeie loopbaan gehad al sover en baie pryse. Ek was baie gelukkig. Ja. Ek dink dit altyd vir my goed uitgewerk. Ja. Ja. Nee, altyd nie, maar baie goed vir my uitgewerk. En hoe is dit vir jou om komplimente te kry? Is dit iets wat jy maklik aanvaar of moet jy leer om so of dit want soos ons as Afrikaanse mense is ook mos sê, "Yes, dit was 'n goed." Ja, kalvinisties. Ja, daai. Nee, ag, weet jy wat, dis maar. Ja, Nee man. ja, presies. Jy doen dit so goed. ja. Ja, ek moes leer om dit op 'n goeie beskaafde manier te aanvaar. As iemand vir jou sê dis regtig 'n mooi hemp wat jy aan het. Sê jy, ag, dis nou 'n tweedehandse ding wat ek gekoop het. Jy weet dis jy sê Ja, baie dankie. Ek hou ook daarvan. Ja. Dis 'n baie beter manier om iemand se is. kompliment, want is daai persoon het ook 'n ego Ja. wat jy nie moet seermaak nie. Ja. dit is maar ek vang myself nog steeds. Ek sê dan is ag nee wat ek het dit weet jy dis eintlik 'n ou ding en dis wat net die kompliment. Ja. Ek moet erken ek is baie lief vir my ou klere. Liewer as vir nuwe klere. Ja, maar daar's 'n groot beweging nou in vintage klere en goed en mense Wat se klere? vintage klere en O, thrift stores Ja, en goed. baie Ja. mooi. Vir mans ook. Ja. Vreeslike dan Observatory in Kaap is daar so baie net winkels Ek is met dan net. baie moedeus want al my klere is vintage. Ja, nee, jy is so met die tyd hoor. Ek het nou die dag vir my jeans gekoop wat so wyd is. O, Ja, is amper soos in die 60ers en 70ers het ons Die bell-bottoms bell-bottoms, gedra. As jy ja. geloop het, die broek so gemaak. was dit 'n full length jean wat ja, so wyd lekker is? lank, hy maak jou skoen toe. O, en hy's wyd, maar gaan hy uit van van bo af, nee, van O, bo af soos is hy 'n wyd. stovepipe. Dis nou 'n nuwe mode.
En ek was so bly ek het hierdie jean gekry want dit is goeie dik materiaal, dit gaan my vir ewig hou. Tot ek doodgaan. Ek wil in hom begrawe word. Okay. Energy. Ek hou nie van stywe klere nie. Ja. Ek is te maar. Waar het jy die jean gekoop? Kan jy onthou? Nee, ek kan nie winkel se naam onthou nie en ek wil nie advertensies Ja, doen nee. maar dit was in 'n mall in Edenvale Wow. en dit was op 'n uitverkoping. Okay. So ek het goedkoop betaal vir die jean. Nice. Ja, goeie Baie jean lief is vir hom, goeie ja. jean. Ja. Ek praat ons oor klere. Dit is interessant. En jy het toe al jou jare in Johannesburg gebly, maar daar of was dit tyd wat jy Toe ek vertrek wel ek was 5 jaar Transvaal. 3 jaar op universiteit Ja. in Pretoria en toe het ek 5 jaar vertrek gewerk en in Pretoria gebly. O, okay. En toe het ek weer teruggekom toe ek begin vryskit het ek teruggekom Johannesburg toe. Okay. Gedink dis beter. En ja, nog altyd daar gebly. Nog nooit in die Kaap gebly nie. So mooi plek. Ja, dit is die wind waar mense baie keer. Ek Ja, is nog nie nee. die wind gewoond nie. Ja, ek is ook nie die hitte gewoond nie. Ja. Ja, ek kan nie onthou dat dit ooit so warm in Johannesburg was. Want in die somer dan as dit so warm raak, dan weet jy, okay, hier teen 4 uur iewers gaan na 'n donderstorm Ja, kom en dan ja. alles afgekoel en dan Ja, in die aand is dit menslik. ek kan onthou die as dit so gereën het die stoom so van die teerpad afgekom. Ja, Mooi. ja, en die reuk. Ja, dit is magic. Dis iets wat ek nogals mis van Johannesburg. En Johannesburg is ook 'n baie mooi plek. Ek is Ja, mal oor ja. Johannesburg. waar bly jy in Johannesburg? Auckland Park, O, okay. naby die SABC. SABC, ja. Okay. En, ja, André bly ook daar. Bly hy nog steeds daar? Hy bly nou in Linden. O, okay. Ek dink hy het soontoe getrek toe die kerkteater aan die gang was. O, okay. Ja. En sê vir my, musiek, is daar musiek wat jy geniet om te luister alledaags of sê jy nie iemand wat regtig na musiek luister? My agtergrond is maar klassieke musiek. Jy Ja. weet, so. Sê jy luister baie. En Google het dit agterkom en stuur baie goeders. En, Ja, daar's soveel pianiste. Yuja Wang is dis wonderlik, absoluut 'n Chinese pianis. En sy het die hele klassieke bedryf verander omdat sy kanse gevat het. Sy het mooi gekyk. Sy was bietjie dikkerig toe sy jonk was. Sy het gewig verloor. Sy het vir haar 'n funky haarstyl gekry. Sy dra klein skimpie kleertjies. Partykeer sulke kort. cookie pelmets. wat jy kan dit sien met as sy haar buiging maak, buig sy vinnig so want as sy lank buig gaan nie gehoor die orkeslede gaan flou Ja, val. ander show. Ja. So sy het die beeld van klassieke pianiste heeltemal verander O, okay. en sy speel fantasties. En 'n vrou soos Martha Argerich is haar van. Wat is haar voornaam? Seker dis Martha of Maria, maar Ek dink dis Martha Argerich. Ag, dit is verskriklik. Jy moet dit uitsny. Okay. Hierdie gaan uitgesny word. en waar blyster jy? Is dit maar app ding of is dit ek weet Apple Music mos die classical ene ook. Weet jy of jy dit ken? Maar dit is baie nice. Nee, ja. Of YouTube. Hoe luister jy? Is alles musiek? maar YouTube Ja. en
Spotify. Op Facebook kry ek baie goed O, ook, wat die ja. video's. Ja. Mm, Okay. ja. Sy is nou al in haar 80's en sy speel nog. Ja. Ja. O, ja, ek dink ek het al daar's wat op sosiale media wat sy ek dink dit is sy hulle gee vir haar, of sy het gedink sy gaan een konsert toe speel en dan is dit 'n ander een en dan sê dirigent Nee. vir haar, nee, jy ken hom. Ja. Jy kan Dit is nie sy nie, O, ja. En dan speel sy. Ja. Dat ek haar naam ook vergeet. Hy is verskriklik. In elk geval, Martha Argerich het baie hare. Van sy jonk was, sy was vreeslik mooi toe sy jonk was. Sien, dit help om mooi te wees. Sy Hoe so? veral, Omdat ja, ek dink veral vir vroulike pianiste, jy Ja. weet. Maar dan moet jy goed kan speel ook. En sy was, Martha Argerich is nog altyd fantasties. ja. Hulle speel goed wat nog nooit van dat musiek opgeneem kan word. Ja. Het niemand goed ooit soos hulle kon speel nie, Ja. jy weet. Ons weet nie wat voor dit gebeur het nie. Toe Liszt goeters gespeel het hy waarskynlik dit nog beter gespeel. Ja. Ons sou nie weet nie. En hy het vreeslike groot hande gehad. O, So hy okay. kon baie note speel Ja. en hy het 'n vreeslike ekstroverte persoonlikheid gehad en so en hy was baie Interessant. populêr. So popmusiek en sulke goed kom jy reg op jou playlist nie. Nee, jy weet as jy regtig klassieke musiek begin Ja. begin delf, Ja. dan kom jy agter popmusiek is baie Ja. So, durf ek dit sê eenvoudiger. Nee, absoluut. Ja. Dis daar Dis baie word meer so- baie nuances word net uitgelos. En Ja. ek is mal oor die nuances. Baie maklik verteerbaar amper. Sof net Mm. ja, Ja. consumables. Wat ek geniet in onder sekere omstandighede. Jy weet ek het al 'n reeks geregisseer en 'n paar reekse en verhoogshows geregisseer en so. En dan gebruik jy Ja. musiek wat daarbey pas. Ja, Jy weet. Ja. En dis nooit swaar klassieke musiek want Ja. ek regisseer nie swaar klassieke produksies nie. Okay. Ja. So ek trek nie my neus op vir Ja. popmusiek of selfs boeremusiek is vir my lekker. Ja, ek geniet ook As ek die kan beweeg. Jy moet dans daarop. Jy kan nie sit en luister daarna nie. musiek. Ja. Ja. Yes. Dit baie fond memories van my ouma en ja, van Saterdag middag aande as die boere musiek aan is en daar word gebraai en dis Ja. net 'n ander Ja. energie. En ek is 'n vegetariër, so Okay. ja, Of hoe lank is jy? ek het begin in my 20's. O, jessie, okay. Ja, saam met 'n vriendin wat in 'n woonstel gebly het met 'n tuintjie. En weet jy dat ons so arm was, ons kon nie vleis bekostig nie. Ja. En ons het toe net groente geplant en dit geëet. Ja. En toe later het dit al vir meer 'n emosionele, spirituele ding geword. Maar ek het intussen het ek vleis geëet en dan het ek vis geëet en dan het ek hoender geëet en jy weet oor see gegaan was meeste as jy vegetariër is moet jy goed na jou dieet kyk, jy weet want baie mense kry nie genoeg proteïene. Ja. So as jy in Europa is moet jy na 'n goeie restaurant gaan om 'n goeie bord vegetariese kos te kry. Ja. Ek was allergies vir kaas en melkprodukte. O, jene. So ek Van kon die nie my laktose. proteïene daarvan kry nie. Okay. So en toe het ek begin
besef ek kry nie genoeg proteïene in en my vleis begin eet. Okay. So ek het nie so, ek gaan nie my polste sny daaroor nie. Ja. Eet vleis as my lyf Ja. sê ek moet nou. Ja. Maar ek hou nie daarvan nie. Ja. Ek wil gevra het oor die jy sê jy regisseer ook, maar is daar sou jy nou stel ek nou die vraag. Ek val ek oor my eie. Jy het vertel van toe jy al het jy nie laat Hamlet speel op en die komedie ding het was natuurlik het jy so gevat, maar was daar ooit so vas 'n spyt dat jy nie meer daai ernstige rolle gespeel het nie, of is dit iets wat jou nie maar het geplaat toe? Is dit iets wat jou nog steeds? Weet jy, my lewe het so ontwikkel dat ek meer spiritueel geword het. Ek stel baie belang in zen en ek is nie spyt oor enige iets nie. Ja. Ek dink mens kan nie diep in jouself gelukkig wees as jy spyt is oor iets nie. Ja. Jy beskou dit as iets wat jy geleer het, jy weet. Ja. So ek het toe ek ouer begin word, het ek meer en meer, ek dink dit gaan saam met grys hare, Ja. meer en meer ernstige goed begin doen. Ja. Al is dit kleine rolletjies. Ja. En toe Katinka Heinz en Simon Barnard het my gecast in die Rebellie van Lafras verwy. Die fliek is net Lafras verwy. Ja. En Simon het my ongelooflik baie gehelp om toe 'n ernstige rol te speel. Dit begin bietjie komies en so, maar ek het daarvan gehou om dit so op die lyn tussen komedie en tragedie te hou. Ja. En hy het my gehelp en dis ek voel my loopbaan het so geloop dat ek doen tog ernstige goed. Ja. En as dit nie op die verhoog of in 'n fliek is nie, dan doen ek dit met my vriende. Ernstig. Ja. Okay. Ja. Is dit 'n Nooit party? my regtig seer gemaak. Ja. Nee, ek kan nie wegkom van komedie nie. Ja. Komedie is my go-to spasie waar ek veilig voel en gelukkig voel. Ja. En ja, ek dink daar was vir my ook 'n oomblik waar ek so baie gestoei het met I'm not the leading man en ek word soveel komedie toegedruk en dan ja, ek weet nie, daar kom 'n oomblik waar jy so vrede maak daarmee en jy sê well then stop trying to fight or to just jy weet sit in dit en gaan let it take you. Om te kyk na die lewe uit dat jy moet nooit voel dat jy 'n slagoffer is nie. Ja. Ja, die victim mentality. Die lewe gebeur nie met jou nie. Jy is in hierdie lewe en ervaar al hierdie goeders. Ja. Ja. 'n Goeie vriendin van my, ons filosofeer altyd vreeslik baie. Ja. Ek hoop nie sy gaan hierna kyk nie. Ek het eendag vir haar gesê, wat doen ons hier? Ja. Jy weet, wat is ons doel? Toe sê sy, we are all God experiencing himself. So. Is dit nie mooi nie? Ja. Ja. So as ek ooit onseker voel, dan dink ek net daaraan. Ja. En dis vir my belangrik. Ons ervaar alles. Ja. Alles wat ons ervaar. Positief, negatief. Ja. Is alles. Hierdie hitte buite vandag. Dis 'n ervaring. Ja. Dis 'n ervaring. Een van my ek vra dit vir alle gaste. Ek is mal vir die vraag. As jy kon aandete hê met 3 mense, oorlede, lewend, wie sal jy kies?
Ek het onlangs Hamnet gesien. Okay. Ek het 2 keer gaan kyk. Ja, Ja, is my mooi fliek. ek het nog nie gesien nie. Jy moet gaan kyk, dis 'n Ja. moet kyk. Ja. Beloof gaan. my. Ek sal. Beloof. Ek is 'n groot fan van Ja. So Shakespeare is een persoon. Wat ek Okay. Shakespeare speel 'n rol in Hamlet. Hy is 'n rol in Hamlet. Okay. En ek hou op die oomblik vreeslik baie van Liza Minnelli. O, Ek weet nie hoe dit met haar op die oomblik gaan nie, want sy is ook nie meer so jonk nie, né? ja, ek dink sy's al 80. Sy word nou 80 dink. Sy Ja. het 'n memoir nou uitgebring. O, Ja. wow. Sy's nogal so op sosiale media. Dit sal nice wees want sy's so bubbly en Ja. 'n sprankelende persoonlikheid, jy Ja. weet, dit sal goed wees. Shakespeare en Liza Minnelli. Ja. Een tafel. Ja, En dit dan die kan. derde ene vir jou. Dit sal Dis lekker. maar wees. net dis lekker om jou te gesels. Ja, baie lekker. Ja. Ek sal basies net daar sit en luister. Shakespeare Ek en ook, Liza ja. Minnelli. Vir Liza en Shakespeare oor gesels. Ja, hulle gaan nie vir iemand anders 'n kans gee, dink ek. Ja. Of hy sal vir haar toneelstuk skryf. Ja. 'n Musiekblyspel. Ja. Dit was my eerste groot rol op universiteit in ons tweede jaar. Toe kry ons toe I'm a Camera. Ons die play is wat cabaret op gebaseer is. O ja. Toe kry ek die rol van Christopher Isherwood. O, Ja, fantasties. maar hulle het so 'n wow. bietjie cabaret bygesit. So ons was 'n bietjie die Kit Kat Club en ons 'n paar O ja. nommertjies uit cabaret uit, ja. Wie dit geskryf? Die ons het maar basies van die bestaande play afgewerk. O, En toe jy nou het net dit die- self gedoen. Ja, dit O. was die stel, ja, dit was 'n Sjoe. universiteitsproduksie. Ja. Ja. Was dit vir jou moeilik? Dis 'n groot rol. Dis 'n leading man. Ja. Ja. Sien? Ja. Dink jy mis persepsies oor goed nie. Ek dan Ja. 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 Dit Ja. was Dis 'n moeilik. fantastiese rol. Ja. Ek het baie geleer. Dit het my geleer om die stels iemand ook te gewerk en dan sit nou jy in 'n regisseur, dat's 'n one-on-one, jy. Moes jy sing? Nee, ek het nie O. gesing in daai reaksie nie. Maar ja. Om daai ook daai oomblikke te beleef waar jy die audience eventually so gemesmerise het tot 'n plek waar jy voel ek kan hulle nou ek kan hulle so 'n bietjie vashou en dan sit jy met daai Wow. gevoel van Wonderlik. ja, en dan nog nie baie gebeur nie, maar dit was dan Sjoe, voel ek myself sou dit ook graag wou speel. ja, Maar nou is ek te oud. so lekker rol. Ek Dis dink baie- ek kon daai ek was baie jonk. Ek was dus 22, so ek weet nie Ja. of ek al volle Ja. ja, stil Student. goed is om dit nou, maar hy is mos eintlik maar 'n jong persoon, Christopher. Hy was seker jonk toe al daai goed gebeur het. Ja. En sê vir my hoe lank is daar ja, dink jy al ooit om op te hou speel of dan jy speel sover jy kan, solank jy kan. Ek het met COVID het ek gedink, okay, aftrede, jy weet, want dit het stil geraak. Ja. En toe het so aan die einde van COVID, niemand geweet is die einde, niemand so, toe dit net voor dit weggeraak het, Ja. het nou kan ek nie onthou wie die vervaardiger was nie. Ai, van Hans Tikkie Rubicon oor. Van Rooyens? Nee. Corneille? Nee. Ja. Die regisseur, ja. Ja. Hulle het ons ook vervaardig. Ja. Wat
het hulle maatskappy 'n naam. Ja, seker, maar ek weet nie. Ja. Ja. Nou praat ons van hulle. Ja. Anyway, toe Corneille van Rooyen het my gevra om die 'n rol te speel Ja. in Hans Stekkie Rubicon oor. Toe dink ek, ja, okay, kom ek doen dit. En dit was vir my so lekker om terug op 'n stel te wees en te kyk hoe almal werk en so. Ja. Ek het toe ook COVID gekry en hulle moes my 10 dae uitskryf. O, ja. En hulle het gesê, moenie bekommerd wees nie, ons gaan aan met skiet, ons het genoeg om te skiet, gaan wees siek. So. En toe was ek 10 dae siek, baie siek. Oorrenne. En toe, ja, ek was in die hospitaal vir so ruk, Genade. net vir 6 ure. O, okay. En Jy ingegaan en gesê, vriende- hier wil ek nie wees nie. vriende, ja, vriende na my gekyk en toe het ek weer gaan skiet. Tja, En dit was my so lekker dat Ja. ek besluit het, nee, gaan nie nou aftree nie. ja. Wel, ek ook jy. So ek dink nie ek gaan aftree nie. Ja. Ek het nie planne nie. Ja. Die lewe gebeur met my. Ja, ja, die ervarings. Ek gaan nie dit manipuleer nie. Ja. Maar ek hoop jy hou vinnig op hier wat ons almal. Ek sê daar's baie mense wat jou geniet om te sien. Ja, dis lekker, maar dan moet hulle ook, as ek nie meer daar is nie, moet hulle mos gewoond raak. Ja. En ons maak almal plek vir mekaar. Jy Ja. weet so. Ja. Daar's dalk iemand anders. Ek wil nog 'n klug doen. En ek soek iemand wat 'n jong persoon wat in One for the Pot kan speel, 'n rol wat ek gespeel het. Toe ek jonk was. Maar ongelukkig moet daai persoon my talent hê. Ja. Ja, Al, nou ek is seker daar's sulke mense. ja. Dis baie moeilik want jy speel 4 rolle O, okay. tegelyk op die verhoog. Yesie. Ja, One for the wat ons gedoen het, ek het afgeloop van die verhoog hierdie kant omgehardloop terwyl ek 'n kostuumverandering doen en hierdie kant opgekom. Okay. En mense het gesê, maar ons het 2 van jou op die verhoog gesien. Sê ek nee, ek was nooit 2 keer. Ja, Ek dit was is onmoontlik. hoe gaan ek dit doen? Jy so vinnig hardloop. Ek vir myself weghardloop. Maar daar's 'n ander baie oulike truc aan wat hulle extras gebruik het. O, ja. Maar ek kon nie mense kry wat soos ek lyk nie. Jy weet so. Ja. So dis alles verbeelding. Ja. Dis wat my baie lief maak vir teater is dat Ja. jy Ja, mense kan laat goed glo. exactly. Ja, dit is die magic daarvan. Ja. So ek wil dit regisseer. Klug. Maar daar's ek dink daar's 8 of 10 mense in. En dit is baie duur om dit deesdae O, die regte. is daar nie finansies daarvoor nie. Dis jammer Miskien sal ek lank genoeg leef om te sien. dat teater weer gefinansier word. Ja. Ja. Wel, ek dink nou dat die Afrikaans TV so 'n bietjie van 'n dip vang. Goedjies die Showmax nou verdwyn dat teater dalk weer plek gaan wees vir Afrikaans, soos Ja. vir die streeksraad dit daai tyd Ja. gaan. Die probleem is net dat Afrikaanse teater bestaan amper weer net by die feeste. Ja, Jy dit weet. is dit. Daar's hier en daar 'n produksie wat probeer 'n toertjie doen en so. Maar Ja, die feeste is ook te beperkend, jy weet. Ek dink ja, daar's mense meeste van die stukke moet 3 weke repeteer. ja. Want die fees Ons moet het- ook die fees moet suksesvol wees as 'n fees. Ja. Vir hulle is dit 'n Ja, besigheid. ja. Dit gaan nie. Dit gaan alles oor geld. Ja. Ongelukkig. Ja.
Toe ek by Druk begin het ons 5 weke lank aan 'n produksie gerepeteer. Ja. En dat julle in die aand 'n produksie opgevoer en in die Ja, dag. beslis, ja. En was daar het julle Engels of soos daar was obviously Shakespeare wat julle gedoen het, maar was dit dan Afrikaans? Ja. Ja. Ek het net Afrikaans gedoen. Toe ek begin vryskut het ek begin meer Engelse produksies ook doen. Okay. Yes, toe ek sal vir uur met jou kan gesels. Ja, Maar ek dink ons het seker nou al maklik. amper 'n uur en 'n half gesels. Maar Anneliese stuur vir jou baie groete Ag, en sy dankie. sê sy wil jou oornooi eendag. ja, ek sal. En ja, dat ons ietsie eet en so net gesels. Ja, drie van ons. dit sal lekker wees. Maar dankie dat jy vir ons kon kuier. Ek is so bly ek kon jou vang. In die Ek Kaap. is ook bly dat Ja. dit nou vandag is. Nou is dit agter die rug. Ja.